François, jy is welkom. Kos mooi. Is jou gebed. Geliefdes, kom ons word dit hier so saam stil en dan gaan ek vir hom oorgee. Ons Here en Hemelse Vader, ons vra vir U dat U ook nou met ons sal wees in die erediens. Here, as ons U woord saam oopmaak om ook U woord te hoor, dan wil ons vir U vra, seën ons Here. Kom raak ook Frans se lippe aan dat die woorde wat hy met ons sal deel, Here, ook in ons harte 'n tuiste sal vind, Here. Mag ons die passie wat geopende deure vir evangelie het, Here, ook kom deel vanoggend. Here, maar mag ons ook hoor waar kan ons aansluit en deel word van hierdie besonderse manier van die woord wat uitgedra word. Here, seën ons saam wees en mag dit wees tot die eer van U naam binne in U wil, Here, en tot die verheerliking van U koninkryk. In U naam bid ons dit. Amen. Dankie. Goeiemôre. Ek wil eers baie dankie sê aan ons Here Jesus dat hy vir my hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Tweedens aan Dominee en die kerkraad het almal ingestem het en gesê ja, dis reg. Ek waardeer dit. Dit is awesome en great om vandag hier te kan wees in Kroonstad. Die eerste keer dat ek hier is in Kroonstad. Altyd iets nuuts, altyd iets besonders. Jesus, ek verteenwoordig geopende deure. Hulle werk in baie lande. Is ons dan nou werksaam? Geopende deure werk in meer as in 70 lande waar hulle wêreldwyd werk en opereer. Daar's in 28 lande is daar basisse hoofkantore van hulle waar af mense uitbeweeg na die vervolgde kerk toe. Wat hulle doen en wat hulle maak en waar hulle uithelp en red oor die vervolging wat gebeur in die wêreld wat 'n baie groot realiteit is. En die dinge is op pad na Suid-Afrika toe. Die dinge is naby, die dinge is besig om te gebeur. En die groot vraag vandag is ons reg? Is ons daar waar ons moet wees? Is ons geestelik op die plek waar ons moet wees? Is ons kinders daar waar hulle moet wees? Met die dinge wat besig is om te gebeur. Want ons sien dinge gebeur, ons sien Christelike vakansie daar word weggevat en niks en niemand doen daaromtrent en niks nie. Daar is nie meer Bybel in skole nie, dit mag nie meer gebeur nie, want van die mense neem aanstoot. Daar's nie meer Bybels in hospitale nie, daar's nie meer Bybels in hotelle wat vroeëre jare so was nie. Die dinge is besig om te draai, die dinge is besig om te gebeur. En dit wat hulle begin het om ons Christelike vakansie daar weg te vat, is 'n toets gewees om te kyk wat is die reaksie van die Christene? Wat is die reaksie van die mens? Wat doen hulle daaromtrent? En ja, skokkend, niemand het niks gedoen nie, niemand het niks gesê daaromtrent nie. Sien, dis wat ons vandag hier saam wil praat en saam wil wees en saam wil met julle wil deel wat is aan die gebeur, wat is die realiteit? Die teksgedeelte wat ek wil koppel aan die gedeelte van vandag van geopende deure van die vervolgde kerk is in Matteus 26 vers 47. Wat ons dan ook saam lees wat sê, en op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het dan met die man het 'n teken afgespreek en hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reg na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen, maar Jesus sê vir hom, vriend, wat doen jy, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe hulle vorentoe gryp Jesus en neem hom gevange. Een wat die saam met by Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat met die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie ek kan my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioen engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Wat ons hier kan sien is die eerste plek waar ons ooit lees wat 'n disipel van Jesus 'n wapen by hom gehad het, wat hy 'n swaard het. En wat Jesus dan vir Petrus dan nou sê, is hy sê, Petrus, hierdie oorlog word nie gewen met myne is groter as joune nie.
Hierdie is 'n geestelike oorlog, hier is 'n geestelike stryd om te beklei, dit is 'n geestelike fight wat ons moet fight, om oorwinning te kry, nie met oorlog nie, nie met geweld nie, nie met wapens nie. En dit is ook vandag wat ons dan wil deel om te praat, om te sê, wow, hierdie stryd wat ons gaan stry, wat op pad is gebed. Dis net God wat vir ons kan beklei, dis nie God wat vir ons kan intree, dis nie God wat ons die krag kan gee, om vorentoe te kan bly gaan. En die tweede gedeelte wat ons kan sien, waar Jesus dan vir hom sê, ek kan my Vader bid, en ek kan vir my duisende engele stuur. Jesus het 'n plan B gehad. Jesus kon uitgekom het, as Jesus wou. En net so die vervolgde kerk ook 'n plan B om uit die vervolging uit te kom is, verloon God en gaan huis toe, en dan lewe jy verder in vrede saam. Verloon God en jy en jou familie is rustig wees. So Jesus het 'n plan B gehad om te kan sê tot hier toe en nou nie verder nie. Ek het die punch gevat tot nou toe, ek gaan nie verder gaan nie. Maar Jesus sê vir hom, Petrus, ons kan nie so hierdie oorlog wen nie. En dis ook vandag vir ons kan nie geestelike oorlog met fisiese wapens wen nie. En daarom wat ek vandag wil praat of te sê en voorbeelde te gee om te sê, waar is jy geestelik? Jy in jou huis. Waar is jy geestelik om die pad te stap? Waar is jy geestelik om aan te gaan? Die vervolging is hierso, geopende deure, ons dien vervolgde Christene wêreldwyd. Geopende deure is nou besig, soos ek sê, hulle is in meer as 70 lande waar hy werk, meer as 28 kantore, en hulle is nou besig om te kyk om Suid-Afrika te sê, geopende deure Afrika. Ons het baie keer oor see gegaan, verder gegaan, om te gaan kyk wat is aan die gang, om te help, maar hulle is nou besig om hulle nou in te deel in groepe in die wêreld, en binnekort is dit geopende deure Afrika. Geopende deure werk interkerklik, meer as 70 lande, meer as 28 basisse wêreldwyd. Ons wil lewenshuise, kerk en kultuur bou, wat God se glorie sal verreflekteer, lank nadat ons weg is. Dit is Brother Andrew, hy het nou begin om Bybelse smokkel, dit is, party mense vra, dit is mos onwettig, doen julle dit nog steeds? Sê, wow, dit is God se woord om God se mense te bereik, om God se koninkryk uit te vat en voor te vat. Brother Andrew se openbaring teks was gewees, Openbaring 3 vers 2, waar hy vir hom sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Dit het die Heilige Gees aan hom wakker gemaak om vir hom te sê, daar's 'n doel, daar's 'n plan met jou lewe, daar's iets wat jy moet doen vir God se werk. En baie mense dink, as ek in die bediening staan of vir God iets doen, ek moet 'n dominee wees, ek moet 'n pastoor wees, ek moet 'n priester wees. Maar daar buitekant kom jy baie meer mense in aanraking en in kontak meer as wat die kerkleier mee in kontak kom. Baie meer mense praat nie met oor baie ander dinge as wat hy met 'n kerkleier sal praat. So daar waar jy is, waar Jesus jou geplant het, blom daarso. Wees jy God se lig daarso. Verkondig jy God se woord daarso, daar waar jy is. Hy het letterlik met hierdie beeteltjie begin om Bybelse smokkel. Dit was sy beginkar gewees wat hy Bybels oral heen gevat en deurgevat het. Brother Andrew is dood in 2022, so hy is die vader van geopende deure, dis wat hy begin het, dis wat hy gedoen het. En daar's 'n klip op YouTube wat jy kan kyk waar hy praat, waar hulle met hom 'n onderhoud voer. En die man wat die onderhoud vir hom voer, sê vir hom, Brother Andrew, jy is nou gesnoeker, as ek dit so kan uitdruk. Hy sê vir hom, what do you mean? Hy sê, die hele wêreld sien nou hoe jy lyk, die hele wêreld weet nou wie jy is, die hele wêreld weet wat jy doen, hoe sal jy kan uitgaan met hierdie werk van jou? Al wat hy gesê het is, brother, you dare me? Hy sê, al die tydperk van tot nou toe, wat hy die onderhoud gehad het, hy sê, het nog nie een Bybel verloor nie. Hy sê, weet jy, voel jy, as jy by 'n grenspost stop, 2 manne by die grenspost hou wapens op jou, 'n persoon langs jou hou 'n wapen op jou, 3 mense deursoek jou kar, hulle krap deur die Bybels, en hulle sien nie een keer 'n Bybel raak nie. Hy sê, niks is vir God onmoontlik nie. Hy sê, al die tyd wat nou toe het ek nog nie een Bybel verloor nie, nog niemand het 'n Bybel van my al weggevat nie. Hy sê, want dit is God se werk en God is in beheer. Hier is 'n kaart wat ons kan sien hoe die vervolging deur die wêreld gaan. Hy is ook daar agter opgesit op daai bord, maar hier wys hulle die jaartalle, hoe dit toegeneem, hoe dit meer geword en erger geword. Hoe donkerder die kleur van die kaart is, hoe erger is die vervolging daar in daai land.
kyk waar die vervolging al begin. Waar die vervolging van die kerk al begin. Nou kyk ons in Matteus 16:20, Matteus 2 vers 16. Met Jesus se geboorte het die bloed al begin vloei. Toe Herodes afgekondig en gesê het, al die babatjies van 2 jaar en jonger, roei hulle uit, maak hulle dood, want ons wil hierdie koning waarvan hulle praat, wil ons dan nou vernietig. Ons wil hom uitroei, voordat hy kan koning word. So van die begin van Jesus se geboorte af, het die bloed begin vloei. Van die begin van Jesus af, het die duiwel al probeer om God se seun dood te maak, het hy probeer om Christendom te stop. En tot vandag toe kan ons kyk, waar staan ons vandag? Kyk ons na die geskiedenis van die Bybel, kan ons sien hoe het hulle al probeer om die Bybel te verbrand, en die Bybel, die God se woord te vernietig. En tot vandag toe sê hulle, die Bybel is die mees gesteelde boek in die wêreld. Die Bybel is gesteel word hy gesteel om te vernietig, word hy gesteel om te lees, ons weet nie, maar hulle sê die Bybel is die boek wat die meeste gesteel word. Is dit ten goeie, wil hulle hom vernietig, ons weet nie. Maar die Bybel bly nog steeds aan die lys in die wêreld wat die gewildste is. Of hy vir die mense teenstand bied, of hy vir die Christene is, ons sal nie weet nie. En nou kyk ons, daar is meer as 10.000 gelowe in die wêreld, sê hulle, meer as 10.000 gelowe, en dit is net Christendom wat die doring in die vlees is. Dis nie Christendom wat vir die wêreld 'n issue is. En ons het dan nou kan kyk hoe tot die Fariseërs gekom en vir Jesus gesê, ons glo dat U die seun van God is, maar ons vrees om verbant te word uit die sinagoge. Kan ons dan nou sien hoeveel van die mense glo daar is 'n God, maar hulle weier om hom aan te neem. Maar waar is ons vandag met ons soeke en ons honger en ons vra na Jesus Christus? Hier is 'n ou statistieke wat hulle nou wys hierso van per dag. Christene wat vermoor word per dag, plus minus 16. Kerke en geboue van aanbidding wat afgebreek word per dag of vernietig word, 14 per dag. 17 mense per dag wat in 'n gevangenis is. Christene wat net geadopt word, plus minus 11 'n dag wat net wegraak. As ons dan nou kyk na hierdie syfers van, wat sê hulle, 2020, 16 per dag, hoeveel mense is hierso dan vandag? Ons elke dag 16 mense moet wegvat, hoe lang gaan dit vat, dan is die kerk leeg. Dis die realiteit wat gebeur in die wêreld van die vervolgde kerk, en ons sit in Suid-Afrika, en ons is baie rustig, ons het oop kerke, oop deure, en hoe vol is die kerke van vandag? Ons praat met Dominee Gerard, ek sê, ek ken 'n ander dominee wat op pensioen is, en hy sê, hy is elke Sondag vir die jaar geboek om te gaan bedien, want daar is nie meer predikante nie. Die plattelandse dorpe loop leeg, die plattelandse kerke loop leeg. Pensionaris dominee wat elke Sondag moet gaan preek op 'n ander plek, want daar is nie meer nie. 'n hele paar jaar terug het ons 'n goeie saamtrek gehou in Bloemfontein, toe hulle fisiese man daar gehad, wat vervolg was en gemartel was vir sy geloof, het hulle ingevlieg hiernatoe, om ook dan met ons te praat, en met die mense te praat, en hy sê, hy voel hy kan huil, hy sê, hy voel of hy kan wel mal raak, hy sê, ons het alles hier, alles is oop, hy sê, maar waar is die mense? Hoeveel kerke is daar in Kroonstad? Hoeveel kerke kan jy op 'n Sondag wil sê, ek wil vandag na hierdie kerk toe gaan, of daai kerk toe gaan, en die kerke is leeg? Wat ons het, besef ons nog nie, totdat hierdie dinge realiteit in ons lewe gaan word. Die dinge besef ons nog nie wat ons het, totdat dit weggeneem word nie. Ons dink ek is okay, want ek is mos in 'n kerk, ek dink ek is okay, ek gaan mos my kind sonnaarskool toe stuur, ek dink ek is okay, want ek het mos 'n Bybel. Maar die groot vraag vandag is jy 'n Christen, of is jy 'n disipel van Jesus? Die hele wêreld is vol Christene, tot Oprah noem homself 'n Christen. Maar as jy 'n disipel van Jesus wat die pad sal stap, wat die disippels gestap het, is jy 'n Christen omdat jy Sondag in 'n kerk sit en 'n Bybel iewers in jou huis het? Of is jy 'n disipel van Jesus wat sê, no turning back, I have decided to follow Jesus? So jammer om te sien, soveel kerke is so vol mense, maar hoeveel van die mense in 'n kerk sal eendag die hemelpoorte bereik? Soveel dink ek is okay, ek het groot geword in 'n Christenhuis, maar as jy 'n disipel van Jesus, of is jy net 'n Christen? Ek is baie seker as jy by hierdie bare, hotelle, drinkplekke gaan, en die mense kon 12 uur uitgestrompel, en jy gaan vir elke vra, as jy 'n Christen, gaan baie vir jou sê, ek is 'n ouderling, of ek is nog 'n diaken ook in die kerk. Is jy 'n disipel van Jesus? Dis wat die groot verskil is om te sê, ek is 'n Christen, want almal is Christene. Is jy 'n disipel van Jesus? Toe Brother Andrew dan 'n bekeer het, of toe die Here met sy lewe omgedraai het, sê hy ook dan, hy weier om kerk toe te gaan, hulle vra van hom, hoekom wil jy nie kerk toe gaan nie? Hy sê, hoor jy, almal wat daar in die kerk sit, sê hulle is Christene, maar kyk hoe lewe hulle.
Wat is die verskil in jou lewe? As jy 'n disipel van Jesus of van jy maar net 'n Christen om jy Sondag in die kerk sit? Soveel mense gaan na die slaap gevang word om te dink, ek is okay, ek was mos in die kerk. Maar die skrif sê vir ons, hy sê, God die Vader word net verheerlik as jy vele vrug dra. So al manier wat ons vir God die Vader kan sê, dankie, is nie met woorde nie, hy sê, dra jy vele vrug, want dan verheerlik jy God die Vader. Wat 'n vrug dra ons daar buitekant? Ek praat nou nie oor die week met iemand, en hy sê vir my, Jesus, ek vra so, hy sê, dit is waarheid, hy sê, my ma het by 'n plek gewerk, en sy het weggegaan, ek kan nie presies die storie onthou nie, maar 'n vrou kom toe na haar toe, en die vrou sê vir haar, hoor jy so, ek kan nie vir jou sê dankie, sy sê, wat bedoel jy? Sy sê, ek het vir so lank daar saam met jou gewerk, by daai plek en daai plek, hy sê, maar, ek en my man het 'n Christen geword, omdat ek jou dopgehou het elke dag. Sy het nie van gepreek nie, haar lewe het getuig van ek is anders, haar lewe het getuig van Jesus. Sy was nie bewus gewees dat daai vrou haar dopgehou het, sy was nie bewus gewees van dat daai vrou na haar optredes kyk nie. Sy sê, ek wil nie vir jou sê dankie, oor dit wat ek van jou gesien het. En ek dink, as jy vanaand in die bed en jy kan nie slaap en jy wil dink, het ek vandag Jesus vir iemand uitgedra, moet jy net dink, as iemand van my vandag dopgehou het, sou hulle 'n Christen wil geword het op my attitude. Sou hulle 'n Christen wil geword het op wat ek vandag gesê het. Sou hulle 'n Christen wil word op wat ek vandag gedoen het. As jy daar by jouself kan lê en sê, wow, ek dink so, dan kan jy miskien rustig wil slaap. Maar as iemand jou dopgehou het vandag, wat kan hulle van jou sê? Wat jy doen, wat jy maak, jou attitude, jou optrede, toe jy kwaad geword het. So baie kan wil jy dan deur die lewe gaan en dink, hoor, almal ken my, niemand waarheen nie, of hulle ken my nie, hulle maak nie saak nie, maak saak waar ek is nie, is op 'n vreemde plek. Wat reflekteer ons, wat ons wil sê, ons is kind van God? Wat wys ons vir die wêreld, wat ons wil sê, kind van God? Wat dink hulle van ons? Wat dink jou bure van jou? Maak jy 'n verskil in hulle lewe? Kyk ons nou hierdie beeld, hierdie slide van Nebukadneser, wat die voorstel wat hulle gemaak het van sy goue beeld, van Daniël wat hulle voor die beeld moes buig. Kyk ons vandag wat regtig gebeur in Noord-Korea. In Noord-Korea is daar nou al 3 beelde, nie net daai 2 nie. So jy kan sien die prentjie, die mense buig voor die beelde. Daar is geen geloof in Noord-Korea nie, hulle leiers is hulle God. As jy oor die plein stap, dag of nag, moet jy stop, jy moet na die beelde toe draai, jy moet voor hulle buig. Doen jy dit nie, jy word gevang, word jy tereggestel, want jy minag jou leiers van die land. Dis die realiteit wat daar gebeur, en daar kan jy sien, almal buig voor hulle neer daarso. En soos ek sê, vandag is daar 3 sulke groot beelde, waarvoor die mense moet buig. Dit is realiteit, dit gebeur in Noord-Korea is al vir die 5de, 6de jaar, top vervolgde land in die wêreld. Soos ek sê, daar is geen geloof daar nie. Daar is nie moslems of hindoes of, hulle is die God, hulle word aanbid, hulle word gedien. Hierdie seentjie is in Vietnam, standaard 1, en die juffrou vra vir die klas, daar in Vietnam, wie kan my iets vertel van Egipte? Sy vat 'n vetkans, hulle sit in Vietnam, Egipte is in Afrika. En die seentjie steek sy hand op na 'n rukkie en hy sê vir hulle, hy kan hulle iets vertel van Vietnam. En die juffrou is verbaas dat 'n kind, standaard 1, graad 3 vandag, kan hulle iets vertel van Vietnam. En hy vertel hulle die hele storie van Josef, wat gebeur het daar. Die juffrou is geskok verbaas, want dit wat die kind vertel, klink nie normaal nie, klink nie as 'n alledaagse storie nie. Die volgende dag vra sy weer, kan jy ons iets vertel? En hy vertel hulle weer 'n Bybelverhaal en so na 3-4 dae sy nou verbaas oor die kind. Want tot die juffrou sien nou al uit om skool toe te gaan, nie vir die klas nie, maar om te hoor wat het hierdie kind te sê vandag. Sy kontak sy pa, sy vra vir hom, hoor jy, wow, jou kind vertel vir ons hierdie verhale, waar kom dit vandaan? Ek kan hoor, dit is nie 'n alledaagse storieetjie, dit is nie Pinocchio of Rooikappie nie, dit is iets anders ter daai. Pa sê vra, ja, ek kan vir jou sê, dit is 'n Bybel, maar hy's 'n onwettige boek. Sy praat met die pa, hulle onderhandel, en sy kry die Bybel aan die hand, hy leen hom vir haar. En teer wat daai kind gedoen het, die juffrou het bekeer, haar familie het bekeer, die klas het bekeer. Oor wat 'n kind, standaard 1, graad 3, gedoen het. Ek dink klink mooi, lekker as ons hier sit en ons hoor die dinge gebeur daar ver, die dinge is daar buitekant aan die gang. Maar wat gebeur vandag in jou huis? Wat deel jy vandag met jou kind in jou huis?
Wat lees jy vir jou kind in jou huis? Wat praat jy met jou kind in jou huis? Wat 'n getuie het jou kind van jou in die huis? Soos ek nou gesê, die dinge is aan die kom, die dinge is aan die gebeur, die dinge is aan die verander. Wat 'n getuienis is jou kind van jou, buitekant van wat gebeur in die huis? Pa, jy is die priester in jou huis. Nie omdat jy so sê nie. Dis God se orde. Dis God se orde dat jy man van die huis, die priester van die huis is. Ons kan nooit eendag iets saam vat hemel toe nie, maar ons moet seker maak dat die fondasie van ons kinders reg is. Dis waarvoor jy eendag voor God gaan staan. Waar is jou kinders? Waar is jou familie? Waar is jou huis? Wat dra jy oor aan jou kinders in die huis? Rukkie terug op Facebook sien ek 'n video, ek was geskok geweest dat mense nog sulke goed plaas op social media, waar die kind aan die huis loop, hy het ook 'n doek aan en die kind loop in die huis en vloek en iemand agter hom loop 'n videoetjie maak en giggel daaroor. Ek dog my ma, of jy die ma is of die ouma is of wat is, waar gaan my kind wees oor 5 jaar? Wat gaan met daai kind gebeur op skool? In die huis is dit 'n grap en almal in die huis dink hulle almal dis maar net 'n kind. Dit is sy fondasietyd daar hê. Tot en met 9 jaar sê hulle, is dit verby. Jy kan jou kind nie verander nie. Jy kan hom nie iets anders te leer nie. Dit is sy fondasietyd. Dit is wat hy is. Dit is wat hy gaan wees. Wat gebeur in jou huis? As 'n ou spreekwoordjie wat sê, as jy jou kind nie gaan leer nie, dan gaan die wêreld hom leer. As jy nie in jou kind gaan belê soos hierdie pa en sy kind belê het nie, wie gaan wat in hom belê? Dit is iets waar ons al moet wakker word, ons al moet besef, die tye draai, die tye verander. Baie mense sê, moenie so negatief wil wees nie. Ek sê, wow, gaan lees God se woord, hy sê, dit gaan word soos 'n vrou in barensnood. Geestelik gaan dit 'n erger fight word, gaan strenger word, gaan harder word. En waar is ons fokus? Waar is ons ernstigheid met God? Waar is ons ernstigheid met God se woord, om te kan sê, dit is God se woord? Die klein seentjie kuier by sy oupa op die plaas, en oupa is mos altyd met die Bybel wat daar sit, en die klein seentjie gaan sit ook nou saam met oupa, want hy wil ook nou soos oupa wees, en soos oupa maak, en sal Bybel lees. En later sê die kind vir oupa, hy sê, oupa, ek verstaan nie, ons lees, maar daar gebeur niks nie. Oupa sê vir hom, seun, kom stap gou saam met my, daar lê buitekant 'n gooiingsak, wat altyd vol kole was, en hy sê vir my, vat gou hierdie sak vir oupa, gemaak hom vir my vol water, en bring hom vir my. Kleintjie seentjie wil vir oupa impres en hy vat die sak en hy hardloop dam toe of rivier toe wat, maak hom vol water en hy kom terug, hy kom by oupa en die sak is leeg en oupa sê, maak hom gou weer vol water en die seentjie vat die sak en hy hardloop, weet die 4de keer begin die seentjie te huil, want hy wil oupa impres, maar die sak is elke keer leeg as hy by oupa kom en hy kan nie verstaan nie en die kind is hartseer en oupa gaan sit op sy hurke en hy vat hom en hy sê, seun, hoe het jy die sak gelyk toe jy hom gevat het? Hy sê, oupa, hy was baie vuil gewees. Oupa vra vir hom, seun, hoe lyk die sak nou? Hy sê, oupa, hy lyk al 'n bietjie skoner. Oupa sê vir my, seun, dit is ook God se woord. Verstaan jy altyd alles wat ons nou lees nie, maar oor tyd maak hy skoon. Waar is jou kinders? Waar is jou kleinkinders? Bid jy vir hulle? Lê jy elke dag voor God neer? Ons kan hulle nie oppas nie. Ons kan hulle nie wil beskerm nie. Maar God is daar. En waar is ons versoeke na God? Waar is ons stem met God? Soveel mense wil sê, ja nee, ek ken God, maar ken God jou? Die hele wêreld sê, hoor, ek ken vir prinses Diana, maar hoeveel mense ken sy? Sy ken die mense wat met haar praat elke dag. Sy dink ken die mense wat met haar koffie drink elke dag. Sy dink met die mense met wie sy fisiese kontak het elke dag. Jy kontak met God elke dag? Dat God kan sê, ek ken jou stem. Dat God kan sê, ek weet wie is jy. Maklik om te sê, ek is 'n Christen, maar as jy 'n disipel. Maklik om te sê, ek ken vir God, maar ken God jou. Ons lees nêrens in die Bybel dat Dawid enige plek in die tronk was, in die kerk was nie. Maar God sê, ek het 'n man na my hart gevind, want daar waar hy in die veld alleen was, die swaarskap van die familie, want die Bybel sê, toe Samuel gaan om die koning te salf, toe sit al die ou boeties by die huis, Dawid, die kleinste, die jongste is in die veld wat met leeu's en beere moet fight, die boeties sit by die huis en een van hulle moet die koning wees. Toe Samuel laas vir hom vra, het jy nie nog 'n kind? Hy sê, ja, hy is in die veld, maar moenie worry nie, hy is die kleinste, hy is die jongste, hy is die geringste, moenie worry oor hom nie.
Maar daar waar hy verwerp was en verstote was van die familie af, het hy verhouding met God gebou. En God sê, ek het 'n man na my hart gevind. Ken God jou hart? Ken jy God se hart? Is daar verhouding? Is daar pad? Is daar... Ken jy God? Ken God jou? Hierdie tas, as jy gaan Bybel smokkel saam met geopende deure, as jy Bybel smokkel, is dit 'n tas vol Bybels. Dis nie die 2 Bybels wat jy tussen jou klere indruk en nog gaan jy Bybel smokkel om 'n Bybel oor te vat, alles nie. Dit is 'n tas vol Bybels wat jy oorvat. 'n Tas vol Bybels wat toegedraai is in geskenkpapier, want dit is 'n geskenk vir iemand. En dit is wat jy moet saamvat, moet oorvat en moet deurvat. As jy nou geopen deur toe gaan sê, hoor jy wil saam met ons gaan Bybel smokkel, sê hulle vir jou nie na watter land dit is nie, want outomaties as jy Bybel daarna toe smokkel, is dit 'n hele onwettige boek. Mag nie daar wees nie. 'n Dag voor die tyd is jy by hulle hoofkantoor, hulle sê vir jou okay, waarna toe jy gaan, na watter land toe jy gaan, maar jy betaal jou eie vliegtuigkaartjie. Word jy gevang daar, kan jy tereggestel word, of hulle, as jy is gelukkig, hulle deporteer jou net terug. Een van die 2 kan gebeur. Josua hulle vat 'n groep mense oor, hulle sê vir hulle voor die tyd daarso, hoor jy, daar by daai lughawe is daar 'n groen hek en daar's 'n rooi hek. Groen hek sê jy, ek het nie iets om te verklaar nie, die kans is baie goed, jy gaan nie deur, niks gebeur nie. Die rooi hek sê hulle vir jou, sê jy, ek het iets om te verklaar, hulle gooi jou tas uit, hulle kyk wat is daar. En hy sê vir almal, gaan na die groen hek toe as julle daar kom. Josua is heel laaste, hy is die groepleier, so hy kyk dat almal daar is en almal is by mekaar en alles gaan reg. Toe hy nou opkyk, loop almal na die rooi hek toe. Hy kan hulle nie roep nie, hy kan nie sê julle is 'n verkeerde pad nie. Hy staan net daar. Hy sê, hy bid net, hy sê, Here, in die Bybel sê dit, Here het u blinde oë siende gemaak. Here, ek bid dat u siende oë nou blind sal maak. Toe die ou, die eerste persoon sy tas op die konveier sit om deur te gaan, sit die ou wat daar voor die monitor sit, kyk hy of na die dak. En hy sit en hy bekyk die dak. Die ouens gaan deur, hulle vat hulle tas, hulle wag vir Josua daai kant, hulle sê vir Josua, toe jy jou tas van die konveier afhaal, toe kyk daai ou weer af onder toe. En hy kyk dan nou na die monitor. Almal is deur met hulle tasse, al die Bybels is deur, hulle is aan die gang, en hulle gaan voort. Daar was 'n dominee ook gewees op die een sending saam met Morney hulle. Die dominee gesê, hy wil saam kan Bybel smokkel, hy wil ook na die pad stap om te sien wat het gebeur, hoe werk dit, wat gebeur, en in die land is 'n tas Bybels weg, die dominee se tas is weg, gevang word nie, gaan julle so lank. Nou Morney en die dominee staan nou daar en hulle wag en hulle kyk nou daar en later kom die lughawe security en hulle vra hulle wat's fout. Hulle sê ons soek sy tas is weg en hulle sê kom saam. Kom in daai klein kantoortjie en daarso, hier lê die tas Bybels oop, papiere afgeskeer, die Bybels lê oop. Jy kan sien dis Bybels, van die Bybels is oop. Nou vra hulle vir hulle, is dit yours? Wat gaan jy sê? Sê ja, kan jy nog tereggestel word. Sê jy ja, jy is baie gelukkig, stuur hulle jou net huis toe. Wat het met Daniel hulle gebeur? Hier is die leeukuil. Ja of nee? Jy het ook 'n plan B. Wat het hier daai dominee gegaan daarso? Ek het 'n vrou by die huis, ek het kinders by die huis, ek het 'n gemeente. Is dit joune? Wat gaan jy jou gedagtes hardloop? Is dit joune? Jy sien dis Bybels, jy sien die Bybels lê oop, jy sien die papier is afgeskeer. Dominee sê ja, dis myne. Soos met Petrus, vir die tweede keer. Joshua is jou staf. Hy sê ja, dis syne. En vra hom 'n derde keer. Is dit joune? Dominee sê ja, dis myne. Wat sou gebeur het as die dominee dit ontken het en gesê nee, dis nie myne nie? Sou die Here sy oë geopen het om te sien en te besef dit is Bybels? Wat kon gebeur het? As ek bitter graag met daai dominee wil sit en gesels en vir hom vra hoe dit sy bediening beïnvloed.
Hulle sê vir hulle, okay, vat jou goed te gaan, loop. Hy môre kyk na mekaar, hoor jy, is dit 'n trap? Jy kan sien is Bybels, van die goed is oop, die Bybels lê daar, plek lê vol papiere. Hulle begin die goed weer terug te pak, môre hy moes seker met die papiere geloop het, want die tas is vol Bybels, so daar's nie plek vir 'n hoop papiere bo op alles nie, maar hulle pak dit in en hulle begin stadig aan te loop en hulle kyk, hoor jy, is dit nou 'n trap wat hulle vir ons stel, wat gaan gebeur? Gaan hulle ons agtervolg? Besef hulle daar moet meer mense wees? Ok, maar baie lang storie kort te maak, hulle kom toe later by die kamer uit, almal sit toe nou daar en wag en almal weet nie, is geskok verbaas oor wat gebeur nie en Morney staan vir een of ander rede op, hy loop daartoe, maak die tas oop en hy haal die Bybel uit en hy begin te skree. Almal is geskok, vra wat hy sê, kyk hier, die Bybels is voorin gestamp, hy sê ons kan hier Bybels op die straat uitdeel, hulle kan ons niks maak nie. Hoe het God daai mense se oë verblind? Hoe het God daai mense se oë verblind, dat hulle elke Bybel gevat het, 'n stamp gevat het, hom geapprove het, en dit daar neergegooi het weer op die vloer? Hoe God stry vir sy woord, hoe God stry vir sy mense, hoe God stry vir sy volgelinge. Dat 'n land wat Bybels verbode is, die Bybel stamp en dit approve om te sê die boek is wettig. In 'n vervolgde land. Kan ons sien en besef en weet God is nog in beheer? Kan ons sien en besef God is nog steeds wakker oor sy woord om uit te gaan? Kan ons besef God is nog steeds daar, maar waar is ons? Waar is ons soeke? Waar is ons passie? Waar is ons honger na God om te sê, Here, ons weet U is in beheer. Here, U hou ons vas in die holte van U hand. U is die God, U is daar. En niks en niemand kan ons stop nie. Kan ons sien waar Josua gebid het daar en gesê het, Here, U het blinde oë siende gemaak, Here, maak siende oë blind. Kan ons sien en besef, daai skietgebedjie, hoor God. Kan ons besef, God hoor wanneer ons bid. Kan ons besef, God hoor wanneer ons vra. Maar ons wil so baie vinnig sê, maar ek het gebid, maar dit werk nie. Ek dink sielkundig besef, lees ons die Bybel en alles gebeur so vinnig in die Bybel, en dan dink ek ook, as ek nou bid, moet die antwoord nou kom, maar gaan kyk ons 'n bietjie dieper en verder, dan kyk sien ons die boek Genesis alleen beslaan 2000 jaar. Die boek Genesis beslaan 2000 jaar. En hoe vinnig kan jy die boek Genesis deurlees? En dan wil ons bid en dan dink ons, hoor jy so, wow, maar waar is die Here? Dan bid ons, Here, maar hoekom antwoord U nie? Want in die Bybel gebeur dit so vinnig. Is ons honger om te bid? Is ons honger om te soek? Is ons honger om te vra? Dan kyk ons in Jesaja 62 vers 6 waar hy sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Waar Jesaja vir ons sê, hy sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Wat sê hy vir ons? Hy sê, bid God se woord oor jou lewe, bid God aan sy beloftes, bid wat God vir jou sê om te bid. Bid sy Bybel, bid sy woord. En hy sê, moenie rus nie. Handelinge 12:25 sê, die gemeente was aanhoudend in gebed vir Petrus gewees, en met een staan daar 'n engel by hom. Die gemeente het vir Petrus in die tronk bly bid, hulle het aangehou bid. Hulle het volhard in gebed. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê vir ons, hy sê bid sonder ophou. Kolossense 4 vers 2, hy sê volhard in gebed. Wat God se woord vir ons wil sê, hy sê, hey, hou aan bid totdat jy jou antwoord kry. Hou aan bid totdat dit gebeur waarvoor jy bid. En dit is wat die duiwel wil hê. Hy wil hê, hoor jy so, jy moet sê, ek het al 3 of 4 keer gebid, maar dit werk nie. Hy wil jou nie hê, jy moet aanhou bid nie. In die moment wat jy gaan omdraai en sê, maar ek het gebid, maar dit help nie, kanselleer jy alles in die geestemensie. By mense in Bloemfontein wat my bel, die man is baie sieklik. Een keer 'n week is ek daar, besoek hulle, bedien nagmaal daar, so bid vir die oom, doen alles, en die eendag kom ek weer daar, so wat hulle my bid en sê, hoor, dit gaan baie sleg kom asseblief, en gaan kom daar, en kom in die kombuis. Die vrou sit met haar seun op die foon in Pretoria of Johannesburg waar hy bly. Dan sit ek daar by die tafel en wag vir hom klaar te maak. Dus hy sê, ja seun, ons weet ons bid vir jou pa, maar ek weet ek gaan nie help nie. Dit voel vir my, Saul vat my Bybel, draai my loop, klim my mekaar en ry. Alles waarvoor ons bid, alles waartoe ons werk, dit wat ons doen, dit wat ons maak en vir hom bid, kanselleer sy met daai woorde en sê, ja, ons bid vir jou pa, maar ons weet dit gaan nie werk nie. Dis presies die duiwel jy op die spot wil hê om te sê, dit help nie. Want die moment wat jy daai woorde uiter, kanselleer jy alles waar daar gebid is, kanselleer jy alles wat jy vertrou, kanselleer jy alles wat God in stoor het, om te sê, dit werk nie.
En waar die skrif vir ons dan nou so sê, hy sê volhard in gebed. 1 Tessalonisense 5:17 wat sê, bid sonder ophou. Wat hy sê, bid die saak deur, bid totdat jy die resultate gekry het. Moenie moedeloos raak nie, moenie opgee nie. Want dis wat die duiwel wil hê, is ons moet opgee. Hy wil hê ons moet moedeloos raak. Hy wil hê ons moet sê, ja, maar waar is God? Is jy 'n disipel of is jy 'n Christen? Stry daai stry, hou aan. Moenie ophou nie, moenie verslaap nie. Moenie kanselleer waarvoor jy bid nie, moenie kanselleer waarvoor jy vra nie. Hier is net 'n prentjie van 'n bos in Sudan, baie erge vervolging. Die mense klim in 'n trok, daai aand gaan bid hulle in die bosse, gaan bid hulle in die veld. Toe hulle op pad terug is om terug te ry, word op die lorry geskiet van beide kante af. Mense begin gil, mense begin skree, raak hysteries, want dit is pikdonker, jy kan niks sien nie. Jy weet nie as dit jou kind, jou man, jou vrou wat raak geskiet is nie. En dit is hysterie agter op daai trok en een persoon sal op en sê, hey, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus. Daar was 'n stilte gewees in die trok. Iemand begin te sing. Die volgende ene begin te sing, die volgende ene begin te sing. Wat sou 'n Christen gedoen het? God straf ons, God is kwaad vir ons, God hou nie van ons nie. 'n Disipel sê, hey, dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus, hoekom ons vandag hier is. Dit gaan oor Jesus, om Jesus te verheerlik. Dit gaan om Jesus se naam groot te maak, gaan nie oor ons nie. Hoe baie is ons gefokus op onsself? Hoe baie is ons gefokus op ek en myself en ons en alles wat rondom my gaan? Hulle sê, hey, dit gaan oor Jesus, dit gaan nie oor ons nie. En die vraag wat ek wil koppel aan die gemeente vandag, of aan ons hierso, kan jy God dien in jou storm? Kan jy God aanbid in jou storm? Kan jy God groot maak in jou storm? Kan jy omdraai sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Ek het een gedeelte gelees wat my geskok verbaas het. Esegiel 9 vers 9, wil ek vir ons lees, ek sien die tyd hardloop uit. En dit is iets waarin ons almal getrap het. Iets wat ons almal in gefouteer het. Iets waarin ek getrap het, iets waarin ek stil geraak het, iets wat ek amper moes bely het, moes gesê het, sorry Here. En as jy haastig is, ek kry hom nou nie. Ek gaan nie van vers 9 lees. Doen jouself die guns, gaan lees Esegiel 9 by die huis. Vers 9, Esegiel 9 vers 9. Toe sê hy vir my, God, die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot, en die land is vol bloedskuld, en die stad is vol regsverbreking. Hoor hierdie skokkende woorde. Want hulle sê, die Here het die land verlaat, en die Here sien nie. Hy sê vir Esegiel, profeteer, slaan die volk dood, mans, vrouens, kinders, slaan hulle dood. Hulle sê, God het die land verlaat en God sien nie. Wat praat ons in Suid-Afrika? Kan jy God dien in jou storm? Kan jy God groot maak in jou storm? Kan jy omdraai sê, dit sê ek nie, gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Vier keer het ons al saam gepraat om 'n braai, saam gepraat waar vriende braai oor alles wat aan die gang is in die politiek. Wat sê ons daarso? Wat het ons gepraat? En hier sê God vir Esegiel, hulle sê, die Here het die land verlaat en die Here sien nie. Wat bely ons elke liewe dag? Te bedien by 'n ander gemeente en voordat hulle die diens begin, sing hulle die liedjie, Here gee ons weer 'n land, gee ons weer 'n hart vir hierdie land en sy mense. En ek dink by myself, wow, ek het nog nooit hierdie liedjie in 'n kerk gesing, dit is 'n kerkliedjie nie, en hoe langer ek nou luister en saam begin sing, Here gee ons weer 'n hart vir hierdie land. Here gee ons weer 'n hart vir hierdie land en vir sy mense. En dan sê God vir Esegiel, profeteer, slaan my volk, Israel, God sê, slaan hulle dood. Dan sê God het die land verlaat.
en die Here sien nie. Ons sit in 'n storm waar Petrus op die water geloop het. Ons sit vandag in daai storm om te kyk ons na die storm of kyk ons na Jesus? Kyk ons na die winde en die golwe wat waai en die wind wat waai, of is ons gefokus op Jesus om te sê, dit is my God. Hy sal my deurdra. Hy sal my weer versterk. Want die skrif sê vir my God sal my nie begewe en hy sal my nie verlaat nie. Is ons gefokus op Jesus, is ons gefokus op die storm, kyk ons na die storm of na die winde, of kyk ons sê, Here, U is my God, U is my rots, U is my anker. In Handelinge 16 vers 25 lees ons van Paulus en Silas, hulle sit in die tronk, en wat awesome is van daai gedeelte as jy hom gaan lees, hulle sê, Paulus en Silas het die Here geloof en geprys, en almal het na hulle geluister. So hulle het God geloof en geprys uit volle bors, hulle het God verheerlik en geprys uit volle bors in die tronk, en hulle die skrif sê, en almal, al die gevangenes het na hulle geluister. So hulle het nie gesit en geneer nie, en nie saggies gesit en sing nie, hulle het God geprys uit volle bors, en wat gebeur? God maak hulle vry, en al die ander gevangenes maak hy los. Omdat twee mense God loof en prys, word hy tronk gered, as ek dit so mag stel. Kan jy God dien in jou storm, kan jy hom loof, kan jy hom prys? Psalm 21 is my dan so wow ene, waar Dawid bid en hy sê, ek slaan my oop na die berge. Kom ons kyk nou na die gedeelte. Wat Dawid wil sê is, wat baie mense vandag sê, hy sê, ek sien nie 'n storm, ek sien nie moeilikheid. En Dawid begin te bid en sê, Here, ek wil bid, maar ek sien nie berge. Here, ek sien myself omsingel. Dan as dit so mag uitdruk, kan ons sien, kom die Heilige Gees ingesweef in daai gebed, en as dit so mag stel, en hy sê, maar my hulp kom van God die skepper van hemel en aarde. My hulp kom, my krag kom van die hemel wat die hemel en aarde geskape het. Hy sê, my hulp en my krag kom van die skepper van die heelal af. Dawid begin in die mens en die vlees te bid, en hy sê, Here, ek sien nie berge om my. En die Heilige Gees onderskep daai gebed, as ek dit so mag uitdruk, en hy sê, maar my hulp kom van die hemel, van die God wat hemel en aarde geskape het. Kan ons sien en besef, daar waar 'n storm is, daar is God, maar waar is ons? En dit kan ons dan nou sien in Konings, waar Elisa, waar die diensknegt kom, in 2 Konings 6, waar hy sy diensknegt die deur oopmaak, en hy sien hulle is omsingel, en die diensknegt sê vir my, Heer, wat gaan ons doen? Ek kan myself in die prentjie insien, waar Elisa besig is by die kas met iets, en hy hoor hom praat, en ek het daai teksvers in 'n paar vertalings gaan lees, en Elisa sê dat, Here, open tog sy oë, dat hy ook kan sien. En daai woordjie tog kom in al die vertalings voor, en dit is asof Elisa wil bid, Here, hoe kan hy dit nie sien? Ag, Here, open tog net sy oë, dat hy ook kan sien. En toe Here sy oë oopmaak, sien hy, hoor die stryd waans met die engele van 4 rondom hulle. En wat ek wil sê, my broer en suster, daar waar jy in 'n storm is, God is daar, die antwoord is daar, maar waar is jy om uit te roep na die Here? Ons sien die issues en dan wonder ons, hoe gaan dit uitwerk? Ons sien die probleem, ons kyk vas in die storm. Maar geestelik is die antwoord daar. Die berge is omring met engele met strydvaans van 4. Die antwoord was daar. Kan ons besef en sien, God is daar. Kan ons sien en besef, hy is daar in beheer. Hulle sê, na die 9/11 storie van Amerika, 'n paar jaar later kom hier getuienis uit van die vrou, sy was op pad gewees lughawe toe, en in die kar praat sy, en sy sê, Here, hou my veilig asseblief. Sy sê, die kliphard in die kar. Hulle het 'n entjie aangery, bars die kar se wiel. Met die kar se wiel ry, sy vermis haar vlug, verpas haar vlug, baie ongelukkig daaroor, ongekrap daaroor, sy het haar vlug gemis, op pad huis toe, waar hulle daai vliegtuig is in die gebou in. Die Here is by ons, maar waar is ons? Die Here is daar om gebed te beantwoord, maar waar is ons? Baie mense sê, hoor jy, begin nie jou dag met die Here. Nee, die Here moet die middelpunt van jou dag wees. As jy iewers heen op pad ry met die Here, sê, Here, ek is op pad daarna toe, wees met my. Here, ek gaan nou daarna toe ry vir 'n meeting, Here, wees asseblief met my in daai meeting. Nooi die Here elke dag saam met jou, praat met die Here elke dag. Nie net in die oggend 'n gebedjie skiet en dink, ek is alright, ek het my dag begin met die Here, ek is okay vir die dag nie. Hoe daai vrou op pad is lughawe toe, sê, Here, hou ons veilig. En die tyrebaars, sy vermis haar vlug, na lewens gespaar. Ons kom in 'n stormsituasie, soos Dawid sê, Here, ek sien nie berge om my, maar hy sê, wow, my hulp is van die God wat hemel en aarde gemaak het. Ons praat nou hier agter met daai vrou, waar 'n man oorsee was in die ongeluk,
praat dan van rock bottom, dan sê ek, hoor, jy gaan kyk 'n bietjie wat sê die Bybel vir ons. Hy sê die Here is die lelie van die dale. Dan hoor daar waar jy rock bottom is, hy sê ek is daar, ek blom daar, ek wag vir jou daar. Die Here is altyd daar. Maar waar is ons vir geloof? Waar is ons verhouding? Waar is ons soeke? Waar is ons honger om te kan sê, yes Lord, U is my God. U is in beheer. Sluit af met hierdie laaste getuienis, hierdie liedjie se naam is No Turning Back, No Turning Back. Dit is in Indië is 'n village gewees en daar was 'n sendeling gewees en hierdie een gesin het Jesus aangeneem. En die hoofman van die village hoor hierdie mense is Christene, hulle hoor hulle Jesus aangeneem. Hy bring hulle uit op die plein en hy praat met hulle, hy sê vir hulle, verloon God, julle kan huis toe gaan. This agitated the village so much and everybody. Die man is daar, die vrou is daar en die twee kinders is daar en hulle sê vir hulle, verloon God en gaan huis toe. Hulle plan B, verloon God en gaan huis toe. Die man sê hy kan God nie verloon nie. Hulle vat die een kind, vat hom weg daarna toe. Hulle onthoof die kind voor die ma, voor die pa, voor die ander kind. Dit klink nou net alright, nou, die kind onthoof. Wat dink jy, wat het ma en pa, wat het ma hier gedoen met pa? Het sy hom nie geslaan en gesê, jy van jou kop af, kyk wat gebeur nie. Hulle vat die ander kind, hulle onthoof die kind daar, so hulle sê vir hom, red jou vrou se lewe en jou lewe, verloon God en gaan huis toe. Hy sê, ek kan dit nie doen nie, hulle vat haar, hulle onthoof haar, hulle vat hom en hulle onthoof hom. Hulle het vir pa gevra, verloon God, die priester van die huis. Nie vir ma nie, nie vir die kinders nie, vir pa. Die kom ons terug na die huis toe. Dit is kroese wat daar gebeur het. Dit is bo-menslik wreed. Maar kan ons nou besef wel hê, my kind is in God se hande daarso. Kan ons besef, ma en pa is in God se hande wat daar gebeur het. Waar staan ons geestelik met ons verhouding met God? Dit is dink crucial, baie mense sê moenie negatief raak nie, moenie so nie. Dis God se woord, dit kan gebeur, dis besig om te kom. Ons het gesien die lande, hoe kom die vervolging nader en nader en nader. Die duiwel slaap nie. Die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Is ons geestelik daar om te kan sê ons staan vir Jesus. Ons staan om deur te gaan. Ek is 'n disipel van God, ek sal die pad stap. Die antwoord is daar, Jesus is daar. Die engele is om ons, hulle is saam met ons. Dat ons fokus regkry met God, dat ons verhouding regkry met God. Dat ons honger raak vir God se woord om te sê, ek bly in gebed, want God is my krag, hy is my sterkte, hy is my antwoord. Hy sal my nooit begewe en hy sal my nooit verlaat nie. Dat ons uitgaan en besef, ons tyd loop uit, ons het nou nog tyd om reg te maak. Ons het nou nog tyd om by Jesus uit te kom, ons het nou nog tyd om verhouding te bou. Ons het nou nog tyd om tyd uit te koop. Hulle praat met Charles Monroe, hulle sê vir hom in daai een onderhoud wat hulle met hom gehad het. Hulle sê vir hom, hoor jy het oor die 60 boeke geskryf, jy het dit gedoen, jy het dat gedoen, hoe kry jy dit reg? Hy sê, God gee vir almal 24 uur. En wat maak jy met jou 24 uur? Hy sê, hy is al 4 uur in die aand, daarna is hy besig met God se woord. Koop ons die tyd uit. Maak ons tyd vir Jesus. Ek sluit af met hierdie teksversie. Dit is oor ons tyd. 2 Petrus 1 vers 2 en hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God. Hoe kry ons kennis van God? In sy woord. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Genade kan vir ons vermeerder word. En vrede vir ons en kennis gaan vir ons vermeerder word deur God se woord. Kom ons kry God se genade in sy woord. Kom ons kry sy vrede in ons lewe deur sy woord. Want sy woord is lewend en kragtiger as 'n tweesnede swaard. Baie dankie. Lord Jesus Christ, ons eer U, ons sê vir U dankie vir die genade en die goedheid. Dan wil ek bid vir die Heilige Gees dat U ons elkeen hierso teenwoordig se hand sal vat en ons elke dag nader en nader sal lei na Jesus hart. Want Heilige Gees, dis net U wat ons kan oortuig, dis net U wat ons kan lei, dis wat die woord sê, dis net U wat die Vader hart deursoek. Gees van God, lei ons en sterk ons in Jesus naam alleen. Amen.